Action SA en die ANC span saam om begroting goedgekeur te kry en Donald Trump kondig strawwe invoertariewe aan vir talle lande. Goeiedag, dit is vandag die 3de April. Welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. Action SA sê hy sal nie deur die ANC om die bos gelei word oor die begroting nie. Dit volg na die party gister ten gunste van die fiskale raamwerk gestem het, wat 'n 0,5% BTW verhoging insluit. Action SA se parlementêre leier, Ethel Trollip, sê die party sal daarop aandring dat die BTW verhoging geskraap word en dat daar binne die volgende 30 dae met alternatiewe befondsingsoplossings vorendag gekom moet word. Trollip sê hulle steun bly voorwaardelik en dat die minister van Finansies nou die verantwoordelikheid het om die BTW-verhoging te skrap. Intussen het verskeie maatskappye reeds aangekondig dat hulle pryse op 1 Mei verhoog sal word, soos wat die BTW verhoog is. Die DA het intussen die Hooggeregshof genader om die proses waar volgens die begroting goedgekeur is, ongeldig en onwettig te laat verklaar. Die DA se federale voorsitter, Helen Zille, sê die wet maak geen voorsiening vir partye om aanbevelings oor die begroting te maak, soos wat Action SA gemaak het nie. Zille het bygevoeg dat die ANC met kleiner partye gekonkel het om sy koalisievennote te ondermyn. Die DA het egter nog nie besluit oor of hy die regering van nasionale eenheid gaan verlaat nie en die party se federale raad vergader tans daaroor. Konsepregulasies vir vuurwapenbesit en gebruik vir die private sekuriteitsbedryf is in die Staatskoerant gepubliseer. Die VF+ meen die regulasie sal alle Suid-Afrikaners meer weerloos teen misdaad laat. Die regulasies beoog onder meer om vuurwapengebruik deur beamptes van private sekuriteitsmaatskappye in openbare ruimtes soos winkelsentrums, kerke en selfs huise te beperk. Dit stel ook ongedefinieerde perke op ammunisie. Dit wil verder sekuriteitsmaatskappye se gebruik van minder dodelike vorms van wapens en ammunisie soos rubberkoels, waterkanonne en skokgewere verbied. Die VF+ parlementslid Eloise Denner sê gewone Suid-Afrikaanse burgers sal die meeste geraak word indien misdaadbestryding verder afgewater word en sy doen 'n beroep op alle rolspelers om gebruik te maak van die openbare deelnameproses om hulle insette te lewer. En Suid-Afrika is een van die lande wat swaarder as die gemiddeld gestraf is deur nuwe invoertariewe wat Amerika se president Donald Trump aangekondig het. Volgens Trump is Suid-Afrika een van 60 lande wat die VSA sleg behandel en gevolglik met 'n 30% invoertarief belas is. Terwyl 'n algemene heffing van 10% op alle invoere ingestel is, het Trump sommige lande swaarder belas weens hulle houding teen die VSA. Lande soos Lesotho met 'n 50% heffing, Vietnam met 46% en China met 34% is swaarder belas, terwyl die Verenigde Koninkryk en Australië net met die basiese 10% belas word. Dit dan die einde van jou nuusbulletin vandag. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Laat weet my gerus hier in die kommentaar wat jy dink van die begroting, die aanvaarding van die begroting en Action SA se besluit om dit dan te steun. As jy vir Action SA gestem het, sal ek ook graag van jou wil hoor oor of jy weer vir hulle sal stem na afloop van wat jy gister in die parlement gesien het. Van my kant af, totsiens.